vanmôre geliefdes, baie welkom vanmôre. Ekskuus so iets in die keel. Baie welkom vanmôre hier saam met ons hier in ons sitkamer of studeerkamer. Ek moet nogal sê dis 'n redelike aanpassing om nie met u saam te wees vanmôre nie, om nie soos gewoonte kerk te kan hou nie. Maar ja, ons is dankbaar vir tegnologie en om so 'n manier dan die naam van die Here te kan grootmaak. So ja, wees rustig, ek hoop jy het 'n lekker koppie koffieetjie daar saam met jou en jy gaan so 'n bietjie saam met ons kuier vanmôre om die woord. Ons gaan ons 'n minuut of 2 kans gee vir die ander om in te teken en aan te sluit by hierdie lewendige uitsending en dan kan ons van daar af verder gaan terwyl ons vir hulle wag. En neem maar kennis daarvan dat ons het vanaand om 6:00 het ons dan aanddiens en dit gaan spesifiek oor genesing. En pastoor Janie Pretorius gaan vir ons die woord bedien vanaand en wat hy vir ons opgeneem het, gaan ek net dan op 'n lewendige uitsending vir ons opsit. En dan gaan ek direk daarna sal ek vir ons dan nagmaal bedien. So kry jou broodjie reg, kry jou nagmaal sappie reg. Ons gaan vanaand dan saam as gemeente gaan ons nagmaal bedien op so 'n unieke manier. Nou toe, ek glo die wat wil op die livestream is nou op. Ekskuus. Dan kan ons maar begin vanmôre. Nou ja, Jesus leef, die graf is leeg. Hy het opgestaan. Jy weet, ek kan vanmôre daarvan getuig. Ek was al 'n paar keer in daardie einste graf waarin Jesus gelê het, waar hulle hom neergelê het en ek kan vandag vir u sê, die graf is leeg. Letterlik leeg. Hoekom is die opstanding van Jesus dan so belangrik? Hoekom bly ons dan nie net by die kruisiging en dan by die feit dat Jesus die dood oorwin het nie? Soos Matteus 12:40 vir ons sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Hoekom kan ons nie net daar bly, die evangelie daar stop en sê Jesus is gekruisig en hy die dood oorwin nie? Jy weet, is belangrik dat ons sal besef dat die evangelie van Jesus Christus word nou in hierdie tye word dit bevraagteken deur mense, word dit afgemaak as niks. En is belangrik dat ons suiwer teologie sal aanhang. Jy weet, daar is, net so vir inligting, daar is op hierdie stadium is daar 'n nuwe beweging, ekskuus, 'n nuwe beweging wat in 2004 gestig is. Dis die nuwe hervorming netwerk in 2004 gestig onder leiding van Sakkie Spannenberg. En hy en sy kollegas sê hulle glo nog in Christus, maar hulle glo nie in die fisiese of die fisieke opstanding en die maagdelike geboorte van Christus nie. En dat dit slegs metafories is. Dit gaan nog verder, is nie al nie. Daar is onder ons groter kerke ook leraars wat saamstem met die teologie van die nuwe hervormingsnetwerk. Wat hulle van die kansel af predik en sê dat of jy nou metafories of letterlik glo, maak nie saak nie. Jy moet net kan glo dat Jesus die Christus is. Hulle reken, hulle sê ons moet ons teologie herdink en ons moet ons teologie herformuleer. Maar ek wil vandag vir u kom sê, dis 'n dwaalleer. Die fisiese, die letterlike opstanding van Jesus Christus is die hoeksteen van ons verlossing. Hoor wat ek vandag vir u sê, dis die hoeksteen van ons verlossing. As ons dit wegvat uit ons teologie uit, wil ek vandag vir u sê, val ons teologie in duie, val ons verlossing in duie. Kan ek vir u 'n foto wys? Nou kind van die Here, ek wil vanmôre vir u sê, as u en ek die letterlike opstanding van Jesus Christus bevraagteken, dan wil ek vandag vir u sê, dan val ons verlossing in duie. Dan het ons nie 'n voet om op te staan op ons verlossing nie, want 1 Korintiërs 5:14 gaan ek vir u daar wys, sê
sê die woord in 1 Korintiërs 15 vers 14 vir ons. Vers 20 kom en hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Met ander woorde, dat Christus van 'n toestand van dood na lewe gegaan het. Hy het uit 'n toestand van dood uit weer lewendig geword. En daardeur het hy die eerste persoon geword wat dit reg gekry het om die ewige lewe te beerwe. Vers 20 sê dit vir ons, dit is nie net tot betrekking tot Jesus nie. Die opstanding gaan nie net rondom Jesus nie, maar daar's ook vir my en vir jou as kind van die Here, is daar ook 'n waardevolle ding daarin, dat Jesus moes opgestaan het, en as ons dit nie glo nie, dan moet ons teologie verander. En dan het ons moeilikheid. Dan kan ons nie meer staat maak op die opstanding van die dooie nie. Ons lees weer ons teks as ek dit vir u sê. Hy sê as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Amen, halleluja. Hy is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. In hierdie woorde kom Paulus en hy sê vir ons dat die letterlike opstanding van Jesus is 'n triomfanklike verkondiging dat hy lewe. Tweedens, die letterlike opstanding van Jesus is 'n waarborg van 'n heerlike opstanding van die gelowiges van Jesus Christus. Met ander woorde, dit het betrekking tot Jesus, maar dit het ook betrekking tot my op jou as kind van die Here. Nou, ek gaan net 2 punte aanhaal vandag. Die eerste een is, ek wil 'n bietjie gesels rondom die betekenis van Christus se opstanding. Wat beteken dit is vir ons dat Jesus Christus lewendig opgewek is, of fisies opgewek is uit die dode uit? Openbaring 1 vers 17 en 18 sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. So met ander woorde, deur sy opstanding het Christus die dood oorwin. Met ander woorde, Jesus lewe. Hy sê ek is die opstanding, of ek is die eerste, die laaste en die lewende. Hy sê ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Mense, wat is onduidelik rondom hierdie teksvers? Hy sê ek was dood en ek lewe tot in alle ewigheid. Ons kan onmoontlik nie die letterlike of die fisiese opstanding van Jesus Christus uit die dode uit bevraagteken en sê dit is metafories nie. Hoor wat mooi wat gebeur ook dan nou. Deur sy opstanding het God die Vader vir Christus verhef tot Here en Christus. Want Petrus spreek in Handelinge die mense toe en hy sê vir hulle, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Vers 36 in Handelinge 2 kom Petrus sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat gekruisig is. Hy sê, God het hom Here en Christus gemaak. So deur die opstanding het God die Vader Christus verhef tot Here en Christus. Hy het dit kom bevestig. Dit wat hy vir ons deur sy woord kom sê het, wat Jesus kom sê het in sy tydperk, kom God die Vader en hy bevestig dit. Deur sy opstanding het God die Vader vir Christus gemaak, hoof bo alle dinge in die gemeente. Soos my tweede punt. Deur sy opstanding het God die Vader vir Christus gemaak, hoof bo alle dinge in die gemeente. Efesiërs 1 vers 19. En die wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die kragte van sy sterkte. Vers 20, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Hoor mooi vers 22 van Efesiërs 1 sê, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. So God die Vader kom en hy maak Christus, deur die feit dat hy opgestaan het uit die dode uit, maak hy hom hoof bo alle dinge aan die gemeente. Nog iets wat God die Vader vir Christus gedoen het, toe hy uit die dode opgewek het, het hy hom verhoog tot leidsman en verlosser. Handelinge 5 vers 13. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. Vers 31 van Handelinge 5 sê, hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. God het hom as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog. Hoor, dit is so mooi. Deur sy opstanding het God die Vader vir Christus gemaak, die Here van almal. Die Here van almal. Handelinge 10 vers 40.
Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. My vraag is net, hoe het hy dan aan sy disippels verskyn na sy kruisiging as hy nie fisies en letterlik na die dood opgestaan het nie? Wat weer eens daardie gedeelte in gedrang bring. En as ek een gedeelte in die woord in gedrag kan bring, beteken dit die res kan ek dan ook in gedrag bring, maak en nietemin. Hy het hom die Here van almal gemaak. My vers wat ek u daar wil gee is Handeling 10:36. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. God het hom verhoog as die Here van almal deur sy opstanding. Deur sy opstanding het God die Vader vir Christus bekleed met alle mag. Kan saam met my gelees in Efesiërs 1:20. Want wat hy gewerk het in Christus toe hy met die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, vers 21, bo alle owerheid, hoor mooi, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wêreld nie, maar in die toekomstige. Hy het hom bo alle owerheid en alle mag en krag en heerskappy het hom geskik. Bo elke naam wat genoem word, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Vers 22, en het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo die gemeente gegee, ons het dit nou ook gelees. Nou dit word bevestig wat Jesus vir sy disippels gesê het in Matteus 28 vers 18. Jesus kom en hy sê vir sy disippels, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Maar geliefdes, dis nie al nie. Nie net is al die mag en het God gekom en vir Christus verhef bo almal en al hierdie goed wat ons nou gelees het nie. Maar dit het ook te sprake op my en jou vandag. As ek dan vanmôre kan glo dat Christus letterlik fisies uit die graf opgestaan het, is daar vanmôre ons ook daar iets daarin. Want deur sy opstanding het God die Vader Christus as waarborg gegee vir die heerlike opstanding van die gelowiges. Hoor mooi, waarborg. 'n Waarborg is iets wat vasstaan. Dit is 'n wettige kontrak wat aangegaan is. 'n Waarborg vir my en vir jou. 1 Korintiërs 15:20 wat ons nou gelees het in ons teksvers sê, maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy het die eersteling, daar is die kern, hy het die eersteling geword. Want as ons, sê 1 Tessalonisense 4 vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Romeine 8 vers 11 sê, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So kerk, hoort ek vir sê, tydens die wegraping staan al die regverdiges met verheerlikte liggame onder andere die dode op, of vanuit die dode op, en gaan dan met die wat nog in die lewe is, Christus in die lig tegemoet. Wat probeer ek vir u sê? 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So wat sê ek vir u? Nie net die letterlike opstanding te sprake tot Jesus en sy mag en autoriteit nie, maar ook die belofte, die waarborg vir my en jy as jou kind van die Here, dat ons saam met hom weer lewend gemaak gaan word. Want 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17 gaan ek vir u lees, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self van die hemel neerdal met 'n groep, met die stem van 'n aartsengel en met klank van besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Halleluja! Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, die wat nog lewend is tydens die wegraping, die wat in die lewe oorbly, saam met hom in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons vir altyd by die Here wees. Kind van die Here. Dit is so belangrik dat u en ek vanmôre sal insien dat Jesus Christus letterlik fisies opgestaan het uit die dood uit. Dat dit belangrik is dat dit wel letterlik was. Dis nie metafories nie. As dit metafories was, dan is daar nie vir ons hoop vir nadat ons sterf nie. En dat juis as gevolg daarvan kan ons verseker weet
dat soos hulle almal ook in Christus gesterf het, weer lewend gemaak sal word. My gebed is mag opstandingsdag 2020 weer vir jou nuwe betekenis gee. Betekenis Jesus leef. Hy het letterlik opgestaan, want hy het waarlik opgestaan. Glo jy dit vanmôre? Daar is genoeg bewyse dat ons nie die letterlike opstanding van Jesus kan bevraagteken en kan afmaak as metafories nie. Kom ek bevraagteken, kan ons dan nog vanmôre enigstens wonder, wat beteken dit dan ook vir my en vir jou? Geliefde, ek wil vanmôre vir u sê, as ons dan verseker kan weet van hierdie dinge, kan ons ook vanmôre verseker weet dat Christus is vir ons. In hierdie moeilike tye wat ons tans beleef, waar ons nog 2 weke langer in hierdie lockdown gaan wees, ons is nie seker wat dit gaan doen op mense se salarisse, inkomstes, vir besighede wat swaar gaan kry daaronder, die werk, die standvastigheid van mense se werke, wat dit alles gaan behels nie. Maar vanmôre wil ek vir u sê, kerk van die Here, deur dit alles heen, deur hierdie moeilike tye kan ons vas staan op God se woord, en dit is dat Jesus leef. En omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Omdat ek hierdie sekerheid vanmôre het, omdat ek weet, sien ek kans vanmôre. Mag dit u vanmôre bemoedig, mag dit u vanmôre versterk, sodat ons sal weet dat Christus lewe. Ek gaan nie vra om vir oomblik so te sit en die oë te sluit. Dan gaan ons saam bid en ons gaan die Here vertrou en ons gaan vir die Here bid vir ons land, terwyl ons in Jesus naam. Nou geliefde, onthou vanaand om 6 uur bedien pastoor Janie Pretorius vir ons die woord, en dan direk daarna sal ek vir ons nagmaal bedien. Tema van vanaand is antwoord op genesing. Want ons kan mos op genesing staan, omdat hy leef. Amen. Nou ja, mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Tot ons mekaar vanmiddag weer sal sien. Geniet jou dag. Die steen is weggerol, Maria staan en weer. Sy vra, waar is hy?